Goeiemôre, vanoggend wil ek met jou gesels oor die woordjie influencers. Die mooi Afrikaans vir influencer is 'n smaakmaker. Ek en jy word geroep deur die Here om influencers te wees, nie in modegure en leefstyl en welvaart nie, maar in karakter, in menswees, in integriteit. En daarom roep Jesus ons en hy sê, julle is die influencers in hierdie wêreld. Julle moet sout wees, smaak gee, karakter bring, geur gee aan hierdie lewe, preserveer, bewaar, die lewe mooi maak, waarde toevoeg. Julle is lig vir hierdie wêreld. Julle word geroep om met julle lig die wêreld wat in 'n donker gat is te beïnvloed met hoop en lewe en liefde. Ek dink ons kan op 3 maniere die wêreld beïnvloed, influencers wees. En dis deur ons gebed, ons voorbeeld en ons woorde. Ek wil met jou deel hoe ek en jy die wêreld kan beïnvloed deur gebed. En ons beïnvloed hierdie wêreld deur die Onse Vader te bid. Maar daar's 'n waarskuwing. Hierdie Onse Vader vra eintlik 'n rebellie teen die heersende leefstyl. Dit kom in opstand teen dit wat die norm in die wêreld is. Want die Onse Vader vra dat ons onsself sal onderwerp aan God se wil, dat ons sy naam sal heilig, dat sy wil sal geskied, dat ons bid vir ons daaglikse brood, en dit beteken dat ons ook bereid sal wees om te werk vir ons daaglikse brood. Ora et labora, bid en werk, dat ek nie bekommerd sal wees oor ander se brood as ek nie bereid is om vir my eie brood met hulle te deel. En daarom mag die Onse Vader nooit 'n resitasie, onnadenkende woorde wees wat ek outomaties, masjienagtig herhaal nie. Bid saam met my in groot afhanklikheid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, dat U koninkryk, wat U wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.